Week 22 het 'n hartseer afskop gehad nadat ons vir Reinhard en Bianca afgelaai het. Skielik was ons somme uit en ons was nie lus om ver te ry nie, so ons het net vanaf Venesië gery tot in Treviso. Skielik was ons terug in Italië en ons het sommer om ons gemoedere te lig bietjie gaan stap in hierdie pragtige Italiaanse dorpie en is weer eens bekoor deur Italië se hele lewenslustige atmosfeer. Ja, Treviso was pragtig geweest, veral omdat ons nie verwag het nie. Ek het maar net beplan om daar te slaap, maar het was baie lekker om vir so 'n uur in die dorp rond te loop en vroeg te gaan slaap. Die volgende dag is ons toe verder. Ons Amanda het weer gekry van hierdie ou, wat is dit, hy maak ciders, né? Is die oudste distillery in die noorde van Italië gewees, so ons is toe soontoe. Ja, hy het so 'n plekkie op reg langs die distillery waar jy kan jou motor in parkeer en dan pragtige omgewing waar ons tussen die berge, tussen die wingerde met die fietsie kon rondry, bietjie in die stad rondgeloop het en sommer net lekker gerus het. Ja, is meer 'n dorp as 'n stad, maar baie mooi. Die hele plek is omring deur die mooiste bergreekse reg rondom jou. En op Bianca se aanbeveling het ons toe besluit ons gaan nou nie die Dolomites behoorlik doen nie, maar ons moet tog 'n ou vinnige stoppie maak om te sien hoe lyk dit daar en toe het ons pad gevat Ortesay toe. Ja, ongelukkig het die weer opgedraai en ons het ons eerste knypie van die winter gekry. Ons het sommer dadelik gevoel daar's 'n bietjie koue in die lug en dit was heeltemal bewolk geweest. So ongelukkig kon ons nie al die mooi pieke gesien het nie, maar tog baie lekker in die dorp rondgeloop, baie fiets gery en ten spyte van die reën 'n baie lekker dag gehad. Ja, en lekker appeltaart ook geëet. Amanda het 'n heerlike appeltaart bestel en ons het dit baie geniet. Julle het seker nou daar gesien hoe swaar kry Arno op daai opdraande. Daai fietsry was erge opdraande. Ons was stokflou die aand. Ja, ewe skielik was die aarde nie meer so plat nie, baie op en af draandes, maar ook baie mooi. Dis ons na Brenner toe. Dis die laaste dorp in die noorde van Italië voordat jy Oostenryk ingaan en daar het ons net 'n vinnige regmaak stoppie gemaak en ons vignet gekry en ons die volgende oggend deur oor die grens na Oostenryk toe. Ja, vandaar was dit ook op 'n groot snelweg geweest tussen die pragtige landerye deur, die bergpieke wat plek bietjie sneeu op gehad het. Lekker gery, die verkeer vloei baie goed. En ons het sommer vanaf 100 km of so amper reg deur Oostenryk gery. Ja, ons het besluit ons gaan nie baie tyd spandeer in Oostenryk nie, want ons wou Duitsland om te begin teruggaan. So ons het gemik na 'n dorpie Mittenwald en dit is wat julle daar sien. Pragtige dorpie, is amper soos oor Ammergau waar die mure van die geboue die pragtigste skilderwerk op het. So om elke draai moet jy eers stil staan en kyk en sien wat probeer die mense vir jou sê met hierdie pragtige kunswerke. Ja, is dit ook, dan is jy in Oostenryk en dan is jy in Duitsland en toe weer terug Oostenryk, so oor die grens gekronkel, maar die omgewing was regtig baie pragtig geweest, buite van die koue het ons dit geniet, ook plek tyd gehad om lekker koffie te drink en so maandag het altyd tyd vir 'n soeding. Ja. So ons is toe deur hierdie absolute majestueuse berge en daar het ons geslaap in Oostenryk by 'n pragtige plekkie. Ja, ons het so halwe draai gery rondom die spitskoppe, 'n plek sigbaar was tussen die wolke as hulle 'n bietjie weggetrek het. Majestueuse berge, baie mooi natuur skoon. Bietjie gesukkel om 'n slaapplek te kry, maar toe het ons weer op hierdie plaas geslaap. Ja, van daar af het ons toe weer gekronkel, Oostenryk, toe ons nou uit Italië uit en in Duitsland en na Lake Constance of Bodensee, soos die mense van die area dit noem. Ons het koers gekies toe was. Eerste stoppie was by Friedrichshafen. Eintlik maar net gekyk hoe lyk dit daar, natuurlik weer koffie en koek geëet
en toe het ons aanbeweeg. Verskriklik groot stuk water aan die oorkant sien mens dan nou vir Oostenryk, die kant staan jy in Duitsland. As 'n klomp ferrybote wat mense en voertuie heen en weer kan ry. Maar baie groot lyk en ons het 'n hele oggend daar staan. Ja, van Friedrichshafen kan jy reg op Switserland oor kyk, so jy beweeg opper en beweeg dan tussen Switserland en Duitsland. En toe so ons oorgeslaap het by 'n klein dorpie wat ek nou kan glad nie onthou waar die kampplek was nie, maar toe ons daar kom, toe sit vol en toe beland ons by Meersburg. En Meersburg het toe die aand 'n wynfees. Nou wat 'n job. Ons was totaal uit die veld geslaan. Ek dink die hele dorp was daar en klomp toeriste. Daar was 'n orkes gewees wat mooi klassieke musiek gespeel het. Daar was 'n hele paar landgoede wat uitstalling gehad het. En soos by ons het jy 'n glasie gekry en dan sekere wyne kon jy gaan proe. Lekker tussen die ouens rond beweeg. Asof jy luister na die orkes en dit was heerlik geweest. Ja, die orkeslede was ook dors en hulle het nie hulle dors geles met water nie, hulle het dit geles met lekker pink wyn. Ja, so dit was 'n vrolike aand geweest. Ek dink die hele gehoor het op die einde saam gesing. Ja. En lekker geslaap en die volgende oggend het ons gaan rondloop. Nog steeds in die dorpie langs die hawe en net bietjie daar rond gekyk. Piknik gehou daarso. So in die middel van die dag het ons besluit om verder te ry. Ja, en dis ons net vir ons laaste stoppie so net diskant die Bodensee in Vryburg Breisgou. Maar Vryburg het 'n storie vir 'n ander dag. So ons praat volgende keer weer. Ja, en dan gaan ons 'n bietjie na die Alsace. Lekker dag, bye. She puts her hand in mine. We wanna chase the night.